Alles is fyn sover. Halleluja! Prys die Here. Hy was en is nog altyd daar. Yes, amen, dis waar. Ek wil jou vanmôre sê, daar is geen oomblik in hierdie skepping van die oomblik wat jy geformeer is, wat God nie by jou was. Ja. In jou donkerste oomblikke, in jou mees vreugdevolle oomblikke, was hy daar. In die tyd wat ek en jy, miskien dalk net ek en dalk nie jy nie, so rebels was en gedink het, ons kan hierdie ding op ons eie doen, ons het hom nie nodig nie. Selfs toe was hy daar, waiting patiently in line. Yes. Vir geen oomblik het die Here hom ooit aan my afgedwing met baie liefde en genade en geduld. Het hy gestaan en gewag en elke nou en dan het hy geklop en hy was daar en het hy geroep en het hy gewag en het hy gewag tot daar die dag aanbreek. Maar ek besef, Here, sonder U is dit onmoontlik. I cannot do this without you, Lord. Yes. En van daardie oomblik af, elke môre as ek opstaan, dan besef ek, Vader, hierdie is genade. Here, dankie dat U met my is. Want hierdie dag gaan ek nie kan maak sonder U. Dis net genade. Dis genade dat ek hier vanmôre is. Dis genade dat ons kan sing tot eer van sy naam. Dis genade dat ons kinders van God genoem kan word. Dis genade dat jy gesond is. Halleluja! Hy is hier vanmôre. Hy is by jou. Jy is nie alleen nie. Daai is die grootste leuen van die duiwel. Om vir jou te sê, jy is alleen. Om vir jou te sê, jy gaan dit nie maak. Om vir jou te sê, jy kan dit nie maak. Maar met my God is alle dinge moontlik. Amen. Ek weet. Op my eie kan ek dit nie doen nie. Ek weet, op my eie kan ek dit nie maak nie. Maar wat die duiwel nie weet nie, ek is nie op my eie nie. Ek is nie alleen nie. Want as hy vir my is, wie kan teen my wees? Hy wat in my is groot as hy in die wêreld is. En hy sê, hy sal my nie begewe nie, en hy sal nie my verlaat nie. Hy is met my tot aan die volëinding. Halleluja, prys die Here. Die Here is goed. Hy is altyd goed. Amen. Sy goedertierenheid tot in ewigheid, sy trou van geslag tot geslag. Nou ja. Is bly nie môre nie. Is bly hierdie weer getrotseer. Al die kragonderbrekings. Prys die Here. Ons het nou baie mense wat vanmôre nou nie hier is nie, wat ek neem nou maar aan. Dit is nou maar deur al die onderbrekings vanmôre. Aan en af en aan. Maar ek glo en vertrou die Here sal hulle ook seën. So vir die Karel daar by die plaas en as ek dit reg het is Oom Giel aan Hester by 'n vroue die naam iewers in die rand. Maar die Here hulle ook daar seën. Dan is dit vir my 'n voorreg. Dinsdag is die 17de. Is dit broer Karel se verjaarsdag? Dan is hy hy's amper 70. Ja. Met al sy push-ups lyk hy 44. Ek ben seker waar hy oor die graad het.
Maar ja, hy lyk nog baie goed, moet ek sê. Hy verjaar dinsdag saam met broer Mormon, Suster Rina se man, hy verjaar ook dinsdag. Dan, volgende Saterdag. Daar lekker koek by die opperman. Janie verjaar. Dan is hy 16 jaar oud. Sy verjaar volgende Saterdag. Lekker, né? Lekker om te verjaar. Ek weet nie wat jy gaan kry vir geskenk. Die Here het my nie gewys nie, so ek kan nie vir jou sê. Prys die Here, maar dit is lekker om te verjaar. So, sissie, ek gee jy nou sê, dat kom staan hier. Wacht mens, huweliksredenings is daar geen, en dan ons afkondigings is normaal, woensdag môre 10 dames bid hier, woensdag gaan 7 gemeente bid hier, Vrydag aan 6 dis daar jeug, jy moet vir ons bid vir die jeug, asseblief kom in eenheid daarvoor, en dat die Here vir ons jeugleiers sal stuur, en dat jeugleiers wat 'n hart het vir jong mense, en wat kan evangeliseer goed, want ek wil vir julle sê, hier's kinders hierso, in hierdie dorp van ons vir die Here en nodig het. Kinders wat een kant gestoot, kinders wat nie inpas nie. Kinders wat nie deel van die kliek is. En die hartseer is, en broer Dani sal weet, nou 'n week terug en kreeg is die jong meisietjie in my dorp dood aan 'n overdose. Seker 20 jaar. Ons hoop lê net in Christus. Daar is nie 'n ander hoop nie. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid. En ek wil vanmôre sê dat en hier moet myself besluit maar ek wil amper vanmôre sê ek staan ook skuldig. Wat is ons verantwoordelikheid om vir hierdie mense te gaan wys daar is 'n hoop. Daar is verlossing, daar is 'n lewe. Ten spyte van wat om jou aangaan, daar is 'n lewe wat alle verstand te bowe gaan en dis in Christus Jesus. Yes, amen, dis waar. Nou wil ek net gou Here is baie dankie. Yes, amen, praise die Here. Hier is ons woord. Ek het nou droog gemaak met die ander ene. Maar dit zijn nou bad geweest om my geld te betaal en wat hier is. Maar die Here het vir ons 'n goeie lewe. Hierdie is 'n nice ding. Dankie Jesus. Prys die Here. Ek wil nog nie weer verveel met die verhaal want ek gesukkel om hierdie ding op te kry nie. Die benoudheid waarna my Here gevat het nie, maar die Here het my daardeur ook gedra. En my wysheid gegee om hierdie ding opgestel te kry. Prys die Here, so hy is daar, so ek dank hom. En die laaste ding, vir die mense wat hier binne parkeer, die is versigtig vir daai boom by die hek. Ek het nou vanoggend op daai hek gekoop om te sien die bou. Die tak hang baie sleg. En so jy moet maar as jy uitgaan so regs, as wat jy kan gaan uitgaan. Ek sal in die week sal ons dit plan maak om ons van daai tak ontsla. Ek vermoed hy dalk rustig gebreek, want hy hang baie sleg. Ek kon vanoggend nie eens die hek oop kry nie, in die hek ingaan. So wees net baie versigtig. Ek stel voor, stop so reg as wat jy kan voor die hek. Kry jou skatting mooi reg en alles. Ry hom en dan gaan jy binne deur as jy kan. Nee, ek sal hom vas. Ek kan niks nie afhou nie, maar ek sal die hek vas. So as dit wees net versigtig vir die hek. Ons sal in die week so 'n plan maak sodat hy hele plak daar afsny. En prys die Here. Het jy gesukkel met dood aan die grond te kry vanmôre? Goeiemôre kan jy maar hier goeiemôre sit met Louise. Prys die Here. Julle het die boring staf gemis. Prys die Here, die lekker goed kom nou. Prys die Here. So ja, dit is dan my afkondigings. Mag die Here hier seën. Mag ek vanmôre 'n magtige ontmoeting met hom hê. Mag jy vanmôre absoluut sy teenwoordigheid en sy liefde ervaar. Sy vaderhart vir jou. Ja. Ek wil jy vanmôre sê, daar's baie paas in hierdie wêreld, maar daar's baie min vaders.
En dan sê die skrif, hy sê, noem nie almal Vader nie, want julle het net een Vader, en is hy wat in die hemel is. En hy is baie lief vir jou. En vir jou is hy, jy's vir hom kosbaar. En hy het jou alles gedoen, sodat jy 'n lewe in oorvloed kan hê. Prys die Here. Kom ons staan. Ek gaan sommer vir broer Daan vra, waar is sy mikrofoon daar, of ons die diens open met gebed, laat ons lekker. O, ekskuus. Sit gou. En nie kom gou hier. Dankie. Dis hoekom ek my vrou het. Een ding wat sy goed kan onthou is wat ek moet doen. Maar pas hy bid baie beter. Ek gaan verhaal vir jou. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Amen. Yes. Ek wil bid vir jou uit harte dat jy sal sien dat die syfer van die hemel sal omhaal oor haar, Here Jesus. Here, dat jy sal vol met die vreugde en die vrede, Here Jesus. Here, haar hart is so vol liefde en so opreg, Here. Ek bid, Here, dat jy sal beskerm, dat jy sal toevou in die kosbare bloed, Here. Dat jy 'n vuursirkel van beskerming om haar sal sit, waar sy sal beweeg, Here. Here, dat ander mense u liefde deur haar kan sien, Here. Dankie, Here, vir die kosbare mense. Ons prys en loof en eer U in Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja. Prys die Here. Ja, halleluja. Kan jy my hoor? Ja. Kom ons staan. Yes, praise die Here. Ons Here Jesus Christus. Yes. Amen. Ons eer U, ons loof U, ons prys U groot naam, Here. Yes. Vader, ons dank U vir nog 'n geleentheid om U woord te kan diskuteer, om 'n woord te kan ontvang, Here. Yes. En om U te kan loof en prys. Here Jesus, ons dank U. Yes. Ons dank U vir hierdie dag wat U ons gegee het. Ja. Ons dank U vir elke lering wat U vir ons hierdie week gebring het, wat verby is, Here. En ons weet, Vader, dat dit U wil is. Ons vandag iets te leer, Here. Ja. Vir openbaring, Vader. Ons dank U daarvoor. Here, ons bid vir ons pastoor vanmôre. Asseblief. Vader, dat U saam met hom sal wees. Asseblief. Sy lippe met sout Asseblief. sal besprinkel, Here. Laat die woorde wat uit sy mond uitkom, Here, geopende ore en oop gemoed ontvang word. Ja, Laat dit verstaan word, soos wat ons pastoor dit bedoel. Here Jesus, ons weet, hy is U spreekbuis. Daarom luister ons nou. Vader, ons dank U daarvoor. Vader, ons dank U vir elke geleentheid wat U ons gegee het om U naam uit te bring. Vader, ons dink ons skep dit, maar U gee dit vir ons. Vader, ons dank U daarvoor. In Jesus Christus naam. Vader, ons dank U dat ons hart skoon en oop is vanmôre voor U. Vader, dat ons dit kan ontvang. Vader, ons dank U ook vir die leringe van bevryding. Vader, van die bevryding en vergifnis wat U vir ons leer, Here. Vader, ons dank U daarvoor. In Jesus Christus naam alleen. Amen. Amen. I shall not be, I shall not be
swaard die Heilige Gees sy woord, sodat in die dag van onheil, nadat julle alles opbring, julle vas kan staan. Prys die Here. Halleluja. Een is Amazing Grace, wat hulle nie verstaan nie. Ek praat nie van Christelike movies, ek praat van Hollywood. Die ander is, he's got the whole world in his hands. Hulle verstaan hy en ook nie. En dan sê hulle, I saw the light. Ek weet nie wat se lig het hulle gesien nie. Want as jy hierdie lig gesien het, vra vir Paulus, dan was jy blind.
dan sal jy sien. Amen. En jy sal in die waarheid wandel, sê Johannes. Hy sê, soos wat ons in die lig wandel, soos ons met mekaar in ons deel in die lig, en dan sal sy bloed ons reinig van alle sonde en ongeregtigheid. Jy kan nie sê ek het die lig gesien en in duisternis wandel nie. Prys sy naam. Halleluja. 100
Hallelujah. Oh, amen. Moet ik moet nog hier die stil. Blijf dan ben je die andere stond. Op die raakte wonderen zal ik hier en hier. En zal ik een antwoord brengen. Halleluja, prijs die Heer. Oh, amen. Volle hart waken. Zing je voor. En jullie moet God. Bij jou is het liefde. En hij zal ook zo oh, amen. Oh,
Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Yes, He's all I need. Jesus, He's all I need. He satisfies my needs tonight. Oh, Jesus, He's all I U is al wat hy nodig het. As ons vanmorgen net op ons plek kan kom waar ons sê, Here, gee oor, want U is al wat ek nodig het. U sal elke behoefte vervul. In die rykdom van U heerlikheid in Christus Jesus. Here, U sal my beskerm en my bewaar. U sal my deurdra. Al gaan ek deur die vuur, sal ek my nie brand nie. Al gaan ek deur die
die water, sal dit my nie oorweldig nie, want U is met my. Halleluja. As ek maar net kan ophou soek na antwoorde, as ek maar net kan ophou soek na uitkomste, as ek maar net kan ophou soek en net oorgee verhoor, Here Jesus, U is al wat ek nodig het. Yes. En as ek my lewe bly soos een wat U alleen nodig het, dan sien U ook en alles voorsien. Dankie, Here. Dankie vir die heerlikheid, dankie. Yes, halleluja, dankie, Jesus. Dankie vir die vergifnis, dankie vir Yes, amen, dankie. Dankie Here dat U gekom het om lewe te gee. U dit in oorvloed. Yes. Dankie Here dat U die dood kom oorwin het. Dankie dat U die vyand die voetbank gemaak het. Halleluja. Dankie dat ons aan U kan behoort. Dankie dat U ons leer as oorwinnaars maak. Ek eer U en ek loof U en ek prys U. Here, is daar iets wat ek in hierdie naweek besef het, is dat ek selfs vir die storms moet dankbaar wees. Ja. Here, soms lyk dit net onmoontlik. Soms, Here, dit lyk net onverstaanbaar en miskien is daar vanmôre iemand hier wat sê, pastoor, jy weet nie waarvan jy praat nie. Maar ek dink dit is tyd dat ons selfs dankbaar word vir die storm. Dis waar. Here, ek eer en ek loof en ek dank. Amen. Ek dank U dat dit wat U oor ons pad bring en dit wat U oor ons pad toelaat, daar is, sodat alles oor vir ons en goeie uit. Dat dit daar is om ons te vorm en te maak. Here, ons bid so maklik. Ons bid so maklik. U is die pottebakker en ek is die klei. Vorm my en maak my. Maar Here, as U begin vorm en maak, dan begin ons klaar en kerm, want dit is ongemaklik en dit is nie lekker nie. U is die ware wynstok, ons is die lote. Maar as U begin snoei, dan begin ons klaar en ons begin huil. Maar aan U gedagtes aan gang ons is nie veronder nie, maar van voorspoed, sodat ons 'n hoopvolle toekoms kan hê. Here, U kom snoei af wat U daar moet wees, sodat ons kan vrug dra. Ja, dis waar. U vorm en maak ons sodat ons voorwerpe tot eer van U kan wees. Dis waar. Stem saam. Ek prys U vanmôre, prys U lief. Ek loof U vanmôre. Prys U vanmôre, Here, dat U is goed. Dis waar. U is goed. U is wonderbaar. Ek eer U en dank U vir Jesus. U kan sit net in neer. Halleluja. Halleluja, halleluja. Waar is die? Is hy af? Of dit mag vir ons as die plaas zijn met aankomst. Nee. Ek noem het nou maar wat. So as die klaargetyd moet nie afsit nie, ek sal hom afsit, prys die Here. Ja, ek wil net gou vertel hoe lieflik en wonderlik die Here is. Amen. My dogter in Kanada, ek het al vir haar van tevore baie bearbei en sy weet niks van die Here af nie. Dit is my eie skuld. Ek het haar nie gewys nie. Ek was nie 'n priester van my huis nie. En sy soek vir Adam en vir Eva en Matteus. So dis wat sy van die Bybel af weet. En sy het op 'n stadium het vir haar preek gestuur, Martin Cedra, moslim wat op bekering gekom het. En sy sê vir my pa, ek weet nie wat het gebeur nie, maar ek het 'n knop in my keel gekry en ek het trane in my oë gekry. Ek sê my kind, die Heilige Gees is besig met jou. Die Here wil die Here soek jou. Die Here gaan jou red. Die Here is besig met jou gered. En nou weet ek sy is in Kanada. Daar's nie kerke, dis net 'n halwe moslim land. Daar's nie kerke nie, daar's niemand en ek bid, ek sê Here, U het daar, Here is besig met haar, Here lei haar na kerk toe asseblief. Amen. Here, lei haar, Here, want sy sal alleen hierdie mas opkom nie. Ja, ek is so verbaas. Haar dogtertjie en 'n ander dogtertjie gaan saam met 'n pa en die pa het hulle uitgevat vir ete en die pa sê vir hulle, ek gaan net gou by die kerk stop. En hulle pa gaan stop by die kerk. En maar wat my dogtertjie toe eintlik soort van wat my dogter getrek het is die feit dat haar kind het vir haar gesê die mense bid voor hulle eet en my meisiekind weet ook dit is maar al die jare wat sy geleer is en toe stel sy nou belang in die man wat by die kerk gaan stop en sy besluit om na die kerk toe te gaan en sy weet nie wat sy kerkkind is nie en sy besluit sonoggend sy gaan nou daarin iets trek haar so toe sy wil so toe gaan.
En sy kan nie verstaan nie, pa, die hele tyd huil ek weet nie hoekom ek huil nie, en iets is besig met my, en sy sê later aan, haar kind was na die sonnaskooltjie toe, en sit sy in die bank, en sy weet nie eintlik wat aangaan nie, want sy ken glad nie Jesus nie, sy ken nie bekering nie, sy ken nie weergeboorte nie, en sy sit in die bank, en 'n suster kom na haar toe gestap, en die suster sê vir haar, want die kerk is nou al uit, en sy sit alleen agter in die kerk, en die suster sê vir haar, kan ek vir jou bid? En sy weet nie wat sy moet sê nie, sy sê, pa, ek weet nie wanneer het 'n mens gebed nodig, ek sê nee, maar die Heilige Gees, hy vrou is gehoorsaam aan die Heilige Gees, en sy bid saam met my kind, en my kind gee haar hart aan die Here. Halleluja! So bly, die Here red haar siel, en dit is so wonderlik om te weet, ek kry so lag as ek agterna dink, 'n man sê vir haar, ek kan verstaan dat jou hart aan die Here gegee het, hoekom het jy gehuil? Here, die Here is wonderlik. En sy het my beloof, haar man het klaar vir haar beloof, hy gaan saam met haar kerk, die kinders sal saam met haar kerk, en so by the way, dit is toch wel toevallige Pinksterkerk. Halleluja. En vir julle sê die traan is die bewys van 'n totale oorgawe. En dit het nou so gebeur dat ek van 'n afspraak maak en ek het gegaan op as wonderlik, né? En ons het nie geweet hoe lyk die plek in Hoofstroom, maar dit is ook 'n plek waar ek dink die dokters is gered. Want die dokter het daar so groot skildery waar Jesus met 'n man genees. En dit was net 'n wonderlike loop na die kyk. En die dokter het my getoets en het my deur 'n klomp toetse gevat. En dat is absoluut net met my oor verkeerd. Amen. Hy sê die lense wat ek in 2013 gekry het, is die sakkies alles sit nog pragtig agter die oog. Hy sê daar's net 'n bietjie gel wat ons gekom het. En ek kan hom weer in 'n jaar tyd ons sien maar hoe dit aanhoor. Amen. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Dit is goed nie goed. Amen. Hy is absoluut wonderlik. Die Here weet wat hy doen. En ek kan maar net vir sê. Hy God is so goed. As hy nie kan verstaan dat baie kere dink die ding is net toeval. Ja. En baie kere gebeur dinge of doen jy dinge of iets en jy verstaan nie en jy weet nie waar dit inpas nie. Net om vooroor. Wanneer jy by daai punt in die pad kom, miskien besef jy, maar God het geweet jy gaan lewe kom. En hy het lankal terug, toe dinge nie vir jou sin gemaak het, het hy reeds voorsien. God voorsien, lang voordat die, en ja, laat ek hier staan, voor die pop op die venster. Ja. Kom ek sê vir jou nou, kom, net vanaf. Voor Jesus gekruisig is die boom geplant. Ja. Voor Abraham nog die opdrag gehad om Isak te offer, het God al reeds die ram voorsien. Want terwyl Abraham en Isak hierdie kant van die berg op is die ram aan die ander kant op. Niks het sin gemaak. Niks het vir Abraham sin, maar
het hy geweet dat God selfs vir Isak uit die dood sal opwek. Ja. Hy het op God vertrou. Dis waar. Hy het Haran verlaat, die plek waar hy groot geword het, om na 'n land toe te gaan wat hy glad nie ken om met God so te sê. Is jy bereid om so gehoorsaam te wees, dat jy die onbekende sal ingaan, die onmoontlike sal doen, omdat God dit wil? Of is ek en jy vanmôre so 'n plek dat ons die stem van die Here nie ken nie, en dan as die Here praat, dan dink, hierdie kan nie van die Here af wees. En ek en jy op 'n so verhouding met die Here, dat ons ten minste sy stem met die duiwel se stem kan onderskei, of met myne. Want so baie mense doen die snaakse goed op wat hulle vir jou vertel, maar die Here het vir my gesê. Ek het woord by die Here gekry. Net dat dit 3 maande later van alles pad, alles is 'n gemors. En dan wonder ek, het jy werklik die stem van die Here gehoor, of was dit jou stem wat gepraat? Ja. Maar die een ding wat ek weet is dat God voorsien. Ja, amen. Waar? Selfs in 'n onderrokkie, of 'n rokkie, of 'n ding. As jy koop en jy weet nie hoekom jy dit koop nie. Jy het hom nie nodig nie. Jy verstaan, is oulik, ja. Net so dat jy vorentoe, waar jy 'n ander rokkie aan het, klip pas hierdie ding nie. Nou besien jy nou nie doen. En hoor wat ek sê, in die kleinste dinge is die Here getrou. Waar? As en soms kan ons die goed nie raak sien nie. Soms is ons so vasgevang in die storm, dat ons die goed net nie kan raak sien nie. Dat ons nie kan sien dat God is 'n Heer, en hy het reeds voorsien, en hy het reeds voorberei. Ja. En ek weet, soms is omstandighede so oorweldigend, so finaal, dat 'n mens amper kan sê, u kan nie. En dan kan ek verstaan hoekom Martha en Maria, ek kan die woord oopmaak by Hebreërs 12. Ek gaan dit nou lees, Hebreërs 12. En soms kan ek verstaan en dat Martha en Maria moes op 'n plek gekom het waar hulle ook gekapot het, en die genade van die Here het ons verlaat, en ons is in ons eie lot oorgelaat, en daar sterf. Dis verby, Lazarus het gesterf. Hulle het ook gebid. Hulle het diensdag na die Here gestuur om hom te roep. Dis wat ek hier doen as ek hier bid. Ons roep na die Here. Ons sê, Here, hoor my. Here, slaan ag, Here, kom, help, Here. En dit moes vir hulle ook gevoel het dat die Here nie luister nie. En dis nou klaar, dis te laat, dis verby, daar's nie meer hoop. It's done. Hy is dood. Daar was die put, hy verslyp. Partykeer is dit so erg, as ek nou die analogie van die kalf en die put kan gebruik, dat dit beter is om 'n braai om te bou, en vlees te veers om te sukkel om die ding maar. Dat jy vertrouw everything, en jy ding hoor. Dat jy selfs voel dat die Here jou verlaat. Sien, maar hierdie die kern. Hierdie die kern van die hele ding. En as dit is alles wat jy kan onthou vanmôre, dan is dit goed. Want in Johannes 11 vers 4 sê Jesus vir die disippels waar hy gestaan het, sê hierdie siekte is nie tot die dood nie. That's not the thing. Maar tot die heerlikheid van God. Sodat die Seun van God daardeur verheerlik word. Ek wil vir jou sê, dis altyd tot die heerlikheid van God. Soms laat die Here ding so ver gaan. Hy laat dit so ver gaan dat jy dink dis die einde, dis klaar, dis finaal. Hier kan niks meer gedoen word nie. Dis verby. Die Here laat dit toe dat dit daar kom, sodat jy op 'n plek kan kom dat jy weet dit is net hy wat iets aan die saak kan doen. Sodat jy op 'n plek kan kom waar jy totaal en al, maar môre sê Here, nou is dit net U. Here, dis
Hebreërs 12, ek lees net die eerste 3 verse. Daarom dan terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, terwyl ons hierdie getuienis het, wat ons vanmôre gehoor het, hoe mense se siele gered word, hoe genesing plaasvind, dat God voorberei, getuienis in jou eie lewe. Soms moet ek en jy net stil staan. Weet jy wat die ene van 'n storm maak jou vergeet van wat agter jou is. En hy maak jou vergeet om te weet wat voor jou is. Hy laat jou net fokus op die gemors waar nou is. Maar as ek hier soms net kan stil staan en teruggaan en kyk waar het die Here my al gehelp en uitgehaal. Dis hoekom ek Sondag vir Sondag geleentheid gee vir getuienis, sodat ons mekaar kan bemoedig. Miskien moet ons 'n boek van getuienis maak. Dat as dit moeilik raak, dat ek daai boek kan oopmaak en sê, op daardie dag het die Here dit gedoen. En op daardie dag het die Here so gemaak. En op daardie dag het hy vir suster so en vir broer so. En op daardie dag en op daardie dag. En dan besef jy maar, ewe na eers tot hier toe die Here my gelei, hy sal my hierdie oopvat. Terwyl ons hierdie volk van getuies rondom ons het, laat ons dan elke las aflê. En nie sonder ons so maklik omring. En in die volharding wedloop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus Christus, op Jesus die leidsman en die volleinde van ons geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdraai, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraai, sodat julle in julle siele nie vermoeid en verslap word. En dit is hier waar ek wil, dat jy nie vermoeid en verslap raak. Sodat jy elke las kan aflê en te weet, God is met jou. Hy is daar, tot aan die volleinde. En baie keer lyk dit na die einde. Hierdie saak lyk die saak van ek vat myself as voorbeeld. Toe ek my werk verloor het, of vir 'n oomblik het ek gedink, hier is die einde. Ek is amper daarvan oortuig en ek sê dit onder korreksie, maar ek is seker daarvan dat ek seker dat die dag en seker nie nog iets erger gebeur. Wat nou? Wat nou? Ek is seker daarvan dat ek op 'n plek gekom wat ek ook gedink die Here, die kabel, het my verlaat. Die genade is nie meer op my. Die heerlikheid is nie meer. En dinge het van daar af net erger geraak. Ek moes, as ek dit dalk gesê het, moes ek dit nooit kwyt geraak het nie. Ek wil jou een ding sê, moet nooit vra, kan dit erger raak. Do not test God. Ja. Dit het. Tot die Here my op 'n plek gebring het en vir my sê, maar Frik, wat as ek nee sê? Wat as ek nie wil nie? Wat dan? Gaan jy my nog steeds dien? En kom tot die slotsom. Here, maar U is alles. Al strook U my dan vir alles. U bly alles. En op U sal ek vertrou. En in U sal ek hoop. En die Here verander. So dis dalk nie die einde nie. Dis dalk net die begin. En vir my vrou, was dit 'n nuwe begin. Ek besef dat ten spyte van dit alles, was hierdie tot my voordeel. Wat in my mens wees en in my man wees, het ek nog nooit so gegroei as in my hele lewe soos in die laaste jare en week. En so kan jy sien my goodness. Dit is dalk nie die einde, dit is dalk nie die begin. Jou grootste mislukking is dalk jou grootste deurbraak. Ja. Jou grootste nederlaag is dalk jou grootste oorwinning. En as daar een ding is wat ek vanmôre weet, is dat God spesialiseer in die onmoontlike. Ja, dis waar. Daarom sê hierdie
siektes nie tot die dood nie, maar tot die verheerliking van God die Vader, sodat die Seun deur die Vader verheerlik kan word. En ja, soms laat hy dit so ver gaan, sodat ek en jy op 'n plek kan kom waar ons op hom. Sien, en ek het nou al seker 'n geleentheid of 2 het ek al oor storms gepraat, maar ek wil vanmôre heeltemal in 'n ander rigting ingaan. Ek weet daar is tye wat ek gepraat het, wanneer ons deur soms sekere storms laat die Here toe, waar hy ons geloof toets. Waar hy jou geloof louter. Ander kere is hy daar waar hy kyk of ons hom werklik liefhet. Hy toets jou liefde. En soms is die duiwel aan die gang en wil hy jou net moedeloos kry en hy wil jou op 'n plek kry waar jy wil opgee en op 'n plek kry waar jy sê nee, dit kan nie meer nie. Want sy een begeerte is om jou lewe op aarde help. Maar die een ding wat hy weet is, hy kan jou saligheid nie beroof nie. Hy kan jou saligheid nie steel nie. So wat wil hy doen? Hy wil jou vrede steel. Ja, dis waar. Maar miskien vanmôre, net vanmôre, luister hierna, maar miskien vanmôre is die storm net die platform van waar die Here jou wil ophef en oplig en inskiet en wegskiet en lanceer tot nuwe hoogtes, tot nuwe deurbrake, tot nuwe oorwinnings. Die storm is die begin van iets nuuts en iets groters. Dis 'n platform waarvan die Here jou wil opvat. Ja. Hy sê in Jesaja 66 vers 9, sal ek tot geboorte bring en nie laat baar nie. Nou ek is nou nie 'n vrou nie, dank die Here, ek het nog nooit geboorte geskenk nie, prys die Here want ek weet is onmoontlik vir 'n man. God het geweet wat hy doen. I would not have survived it. Ek dink ek sal nog geboorte kan hanteer, maar 'n man se nonsens. Ek praat van wat ek hoor, die dames sal weet. Wanneer die geboorte begin, daai geboortepyn, daai hele proses, party vrouens is in lywe vir 24 uur. Dit is lank, party is 'n bietjie vinniger, maar dis 'n pynlike affære. En dit groei in intensiteit, soos wat die geboorte naderkom, raak die pyn erger en erger en erger. En oomblik wanneer daardie babatjie gebore word, die vreugde, die nuwe lewe, en dis wat ek vanmôre wil sê, soms is die storm soos geboortepyne. Dis daar om jou te lanceer, dis daar om 'n nuwe lewe te begin, en as ek en jy kan net vas staan, en weet dat God is besig om iets voor te berei, God is besig om iets te doen, iets groters as wat ek kan verstaan, en besef, want die storm is groot, en dis soos 'n pyl. 'n Pyl gaan nie eens agtertoe, met baie spanning, voordat hy vorentoe gaan. En soms is ek en jy 'n pyl in die Here se boog. En ek het tot vanoggend toe baie hard probeer om die regte Afrikaans te kry, maar ek kry dit. His aim is true. Hy tref die boel elke keer. Hy is seker. Maar dit sê nou nie heeltemal vir my wat ek wil sê. His aim is true. Dis meer, dis seker, maar is meer as seker. Want ek kan seker na die verkeerde plek toe opskiet. Hy is seker op die regte plek. En soms is hierdie platform pynlik en ongemaklik, en wat geboorte is nie maklik nie. Geboorte is pynlik, want daar is pyn in die begin van 'n nuwe lewe. En as ek en jy nie deur daai storm kan
en oorgee die Here en vertrou op die Here nie, dan kan dit gebeur dat daar 'n miskraam plaasvind. Daar kan gebeur dat die babatjie doodgebore word en dit wat God vir jou beplan het, gerealiseer nie in daardie oomblik nie, want jy gee op. Jy sien nie waarmee God besig is. Partykeer is ons oë so gefestig op die storm dat ons nie die Here kan sien in dit nie. En dis goed en wel om in die storm te praat, maar miskien moet ons net by die Here hoor, Here, wat is die plan hier? Here, is U dalk besig om iets voor te berei vir my? Wat is dit wat ek moet leer? Here, waarmee is U besig? Wat ek moet afval? Want ek wil vir julle sê, die pynlikste ding vir mens is om aan sy karakter te werk. Wanneer die Here jou karakter begin werk, when He stops chipping away on the things that He doesn't want, dit wat hy nie daar wil hê nie, dis wat vir die platform daar is. Want dit wat jy daar op die platform staan, kan jy nie na die volgende level toe gaan nie. Daar is seker goed wat moet af. Ek is daarvan oortuig, oom Boet wat lief is vir tyd, hy rol op boomies. As hy kon praat, dan sal hy vir jou gesê, jy maak nou seer, wanneer jy begin snoei, en hy het vir sê, jy maak my seer, dis nie lekker nie, wat gaan jy vir hom sê, by daar ek verstaan, ek weet het, maar die pyn is nou voorbij, maar as jy kan sien, as jy klaar is, hoe jy dan gaan werk, hoe mense jou gaan waardeer, wat sy waarde jy vir die tuin gaan bring, nou is jy leer, mense wil nie hier kom sit en tee drankie, want hulle sien jou raak. Daar is 'n bietjie van jou karakter wat ek nie hier wil hê nie. Ek wil hê jy moet in my veld, in my tuin inbeweeg en jy moet gaan waarde toevoeg, maar jy is nog nie op die plek nie. So ek het jou nou op my platform, ek het jou op my klein wiel gesit. Jy sien, en ek is besig om jou te vorm en te maak en ek weet dit is ongemaklik, maar daar is sekere dingetjies waarvan jy baie hou. Daar is sekere dinge waarvan jy nie wil ontslae raak nie. En daar is sekere dinge wat ek op jou wil sit en jy weet nie waaroor het gaan nie. En jy wil nie, want dis nie vir jou gemaklik nie. It's not in your comfort zone. So jy wil dit nie daar hê nie. En dan dink jy, moet ek het harder opdruk, want jy bied weerstand. Al wat die Here wil doen is, hy wil jou lanceer na iets nuuts toe, iets groters. 'n groter salwing, 'n groter heerlikheid, 'n groter roeping. Ons wil altyd wegspring in die grootste en die beste vir die Here. En die gevaarlikste ding is vir 'n oorywerige kind van die Here wat sonder kennis wegraak op 'n goed wil doen. En soms rig hulle groot skade. God wants to do something. Jesus sê in Markus 9:23. Hy sê nou daar vir daai man. As jy vir dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dan sê hy in Matteus 9:26 vir sy disippels, hy sê, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge. Amen. So wanneer ek en jy in 'n onmoontlike situasie kom en ons begin roep en soek en glo vertrou in die God van die onmoontlike, dan gaan hy dit wat vir my onmoontlik lyk, moontlik maak. Dis wat Jesus hier sê. Hy sê deur geloof is alle dinge moontlik, want op 'n plek sê hy, by die mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. So as ek in die God van die onmoontlike glo, dan maak die God van die onmoontlike, dit wat onmoontlik is, moontlik. Amen. Open my eyes. I want to see you. Wanneer jy in die storm kom, is die eerste ding wat ek en jy moet doen, is Here, maak my oë oop, dat ek kan sien. Maak my oor oop dat ek kan verstaan, dat ek kan weet.
Wat die boek in Hebreërs sê, geloof is 'n vaste te vertroue in die dinge waarin ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. As ek en jy 'n vaste vertroue het in die God van die onmoontlike, dan maak hy die onmoontlike moontlik. En dan sê Romeine 8:28 dat en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat aan sy voorneme geroep is. Amen. Weet dat die storm is nie daar om te vernietig nie. Die storm is dalk daar om jou op te lig. Want hy sy woord sê, alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Wie is dit wat hom liefhet? Johannes 14 vers 21. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal die Vader liefhet, en ek sal hom liefhet en my aan hom openbaar. Amen. So hy sê, almal wat hom liefhet, almal wat sy gebooie het en dit bewaar, vir hulle sal dit ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, want omdat ek hom liefhet, omdat ek sy woorde bewaar, omdat ek hier volgens lewe, ek verdraai dit nie, wat sonde is sonde, wat reg is reg, ek gee my lewe oor aan die Here, ek lewe vir hom, I'm not going to be perfect, that's true, but ek gaan strewe na voortreffelikheid, ek gaan my lewe oorgee aan die Heilige Gees, sodat hy my kan lei in alle waarheid en geregtigheid. Dan sê die Here, ek gaan jou lief hê en ek sal my aan jou openbaar, want dan is jy na my voorneme geroep. Amen. En die een ding wat ek in hierdie laaste tyd geleer het is, die een van die grootste redes hoekom ons bid en ons dit nie kry nie, is nie omdat ons bid omdat in ons eie begeerlikheid dit deurbring nie. Is omdat ons dalk met onvergewensgesindheid sit. Want sy woord sê ons moet vergewe, sodat hy ons kan vergewe. Amen. En onvergewensgesindheid is een van die grootste blokkades vir gebed. Jy spot jouself. Daar is daar 'n paar godsmanne wat vir ons so mooi voorbeeld is. Die eerste een is Josef. Nou, as jy mense aan Josef dink, dan sê jy baie keer dink, en mense sal nogal lekker om die bloedvlieg van hierdie ou se lewe kan maak. Hy is 'n jong man en sy pa se gunsteling. Hoe sê jy altyd? Ek het nou die hele tyd probeer dink wat jy altyd sê van die kinders. Hulle is verstaan met die kinders kwaad raak omdat jy die klein kinders stel is. Nee man. Kyk Josef was 'n regte bedolwe brokkie. Ek is beveld. Brak. En daar's hy is 'n regte brak. Want dan, he got a coat of many colors en hy was sy pa se oogappel. Maar sy broers kon verag, hulle het hom eintlik gehaat. En hy het hierdie heerlike lewe gehad en skielik in 'n oogwink verander sy hele lewe. En skielik word hy van sy pa se oogappel tot 'n slaaf. Want genadiglik, toe sy broers hom wou doodmaak, ek glo die Gees van die Here hulle oortuig en hulle het hom aan die put gegooi en sy klere heeltjie nie so vol bloed gespeel. En toe kom die Ismaeliete, die Midianiete daar verby en hulle verkoop. En hierdie oogappeltjie word 'n slaaf. Imagine that. Jy het alles gekry wat jy wil gehad in die lewe. Ek is daar verseker. Man, as hy eers van gewas en gestryd en hy het nie nodig gehad om skool, hy het niks nodig gehad om te doen. Dis waarvoor sy politiek daar was. Hy was op die hand en hier is hy 'n slaaf. En net toe dit begin goed gaan. Net toe. Want jy sien, ten spyte van dit alles, ten spyte wat sy broers van hom mag gedink het, was hy een ding wat waar is. Josef was aan God getrou. Ja. Hy was standvastig.
Hy het sy gebooie gehad en hy het dit bewaar. En daarom weet ek dit nog. Maar jy sien, die duiwel is nie altyd gelukkig. En net toe hy nou op sy, as jy baas slaaf, hier voorkom, toe besluit Potifar se vrou, maar hierdie is 'n mooi voorbeeld. Hy het 'n plan met hom. En hy word valslik beskuldig van ander. En hy word onskuldig in die tronk. Die een storm na die ander. Maar die voordeel wat ek en jy het met Josef nie in daai oomblik gehad het nie. Ek en jy kan die platforms identifiseer. Want die eerste platform wat daar was, is die Here moes aan sy karakter werk. Die Here het op 'n plan gehad. En hy word 'n slaaf. En hy is op hierdie platform. En die Here sê, maar hierdie platform is daar om jou te lanseer na iets groters toe. Wees jy net getrou aan my. Hou my gebooie, wees lief daarvoor en ek gaan met jou goed uitwerk. En die Here lanseer hom en hy word die hoof. Maar die Here is nie klaar. Daar's nog iets wat daar moet weg. Daar's daar nog iets wat moet bygevoeg word. En boem, word die maak onder sy voete uitgeruk en hy sit in die tronk. Daar moet hy verloor en Dawie. Dis hoe ek hulle sien. Lorel, die langskraal, die Jessie wynskinker en Dawie, God, hy maak die brood. Want kyk man, daar's geen bakker wat maar is. As jy 'n maar bakker kry, moenie sy kos eet nie. Dit is nie reg nie. Moenie. En hulle droom en Josef sê maar, is die uitleg nie 'n saak van die Here nie, en hy openbaar dit, en ons weet wat by jou bakkertjie gebeur het, hy het na 3 dae dit nie gemaak nie, maar die hoof van die wynskinkers is uit, en Josef sê vir hom, as dit met jou goed gaan, dink aan my. En toe dit goed gaan, toe vergeet hy van dit. En hy is op 'n nuwe platform. En is dit nie so dat soms, vir hulle wat jy die meeste voordoen, is juist hulle wat jou in die rug steek. Jy sien, he needed here to learn, hy het nie nodig gehad om te leer, dat ek en jy kan nie op mense vertrou nie. Daar is net een op wie ek en jy kan vertrou, en dis die Here Jesus Christus. Amen. Maar op 'n dag droom die Farao. En skielik onthou die wynskinker. En hy sê vir Farao, daar is 'n man, 'n Hebreër in die tronk, Josef, die man verstaan. En ons leer hoe Josef van hierdie platform af in die tronk gelanseer word tot in die paleis. En nadat hy aan die Farao dit verduidelik het, word hy die prins, word hy die tweede bevel. God promoted Joseph. Soms is die platform wat dat op is, daar om my te bevorder, om my vorentoe te vat, na iets wat die Here wil gebruik. Hoekom? Sodat daar 'n plek sou wees vir sy volk, sodat Jakob en sy kinders 'n plek sou gehad het, en dat hulle versorg sou word. Jy sien, lank voor dit, het God reeds voorsien. Moses, syne werk agterstevore. Hy begin in die paleis. Hy het alles wat geld kan koop en mag kan koop. Hy het die beste van alles. Hy het gesnyde wit brood en 'n toaster. Regte plaasbotter met stroop en brood. Hy het alles wat lekker is. Maar wat hy nie besef nie was, hy was besig om voor te berei word, sodat hy die kultuur en die gode van Egipte kon verstaan. Hy was nie net daar. Van buite af Egiptenaar, binne was hy Hebreër. En eendag stap hy verby en hy sien
hoe Egiptiese soldaat, man, een van sy broer slaan en hy word kwaad en hy rand hierdie aan en hy slaan hom dood en nie het hy gedink, ek help my boetie. Net sodat die ons om die volgende dag wil sê, maar wie is jy vir ons te sê? Kom ons vertel gou vir Farao wat het jy gedoen. En jy dink jy dan? Maar hy sê al hondjie wat jy die kos gegee het, en hy vlug. Hy vlug na die wildernis in Midian. En dit moes sekerlik ook hier vir Moses gevoel het, dis die einde, dis verby. Van prins na skaapwagter, van paleis na padot, van alles tot niks. En hy bevind hom in 'n storm op 'n platform. En die omstandighede en hy dink, dis verby. Maar wat hy nie weet nie was dit. Hierdie was 'n voorbereidingsproces. Ja. Soms sit die Here jou op 'n platform om jou voor te berei vir iets groters. Soms kom jy op 'n platform sodat die Here jou na die volgende platform toe kan vat, sodat hy jou van daar af kan lanceer na iets groters. En die word gewerk aan Moses se karakter, want it's been chipping away. Maar glo vir my, ek dink 'n mens kan baie maklik baie van jouself dink, as jy jouself in 'n paleis bevind. En dink, dat ek moet iets besonders wees, dat die Here van my in die paleis sit, en kyk hoe gaan dit met my volksgenote. Die arme goed werk hulle doen, Hulle moet van lensies op lewe, en ek kry lekker styf. So dit is baie maklik dat 'n mens iets meer van jouself kan dink as wat jy werklik is. Hierdie was 'n voorbereidingsfase. Nou, die slim mense sê dat hy sê nou met ek kan nou nie haar naam onthou. Jethro se dogter. Maar Jethro was sy skoonma. Sipora. Maar hulle sê dat van Jethro se huis, as jy buite sy huis stap en jy die berg Sinaï sien, die berg van God, daar waar 40 jaar later Moses die 10 gebooie sou ontvang, waar God in 'n wolk met die volk moes spreek, waar Moses vir 40 dae in sy teenwoordigheid is, so toe hy afkom dat hy in die son van die woestyn sy gesig so blind dat die volk van hom weggaan. God was busy preparing him. God was besig om van hom 'n leier te maak. God vat hom in die wildernis in waar hy 'n volk vir 40 jaar moet lei. Die kennis wat hy daar opgedoen het hom definitief baie goed te pas gekom vorentoe. En in die brandende bos ontmoet hy die ek is. En God stuur hom terug Egipte. Amen. Van prins na skaapwagter, na 'n leier van. Die storm is nie altyd die einde nie. Die storm is die lanceerplatform na iets groters, na iets beters. En dit is ook so dat, en my vrou het nou net daar baie mooi gesê, veral as ons kyk, God rus jou toe, hy berei jou voor, hy sê in 1 Timoteus 3 vers 16 en 17, hy sê die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwys en ingeregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So voordat God jou aanstel, is hy besig om jou voor te berei. Soos voordat jy in 'n posisie kan ingaan, gaan dit noodwendig wees dat jy soms deur 'n storm gaan, want jy sien ek en jy moet deur die drukpers gaan vir die olie, vir die salwing.
Want jy sien, as jy die salwing te maklik kry, gaan jy dit misbruik. Gaan jy dit gebruik vir jou eie eer. En God sal nie die eer kry. Petrus, 'n visserman, na 'n disipel, na 'n verraaier. En ek baie keer dink ek en ek wonder, wat het deur Petrus gegaan? Daai aand, toe Jesus in hegtenis geneem is, en hy die Here 3 keer verloor, oor die handkring. Ek wonder baie keer wat het deur Petrus se gedagtes gegaan, toe hy daar by die vuur staan om warm te word, en hy ontken die Here. Soveel so dat hy begin sweer, dat hy homself begin vervloek het, dat hy op 'n manier probeer praat het, sodat hulle hom nie herken nie, en toe hy handkraai, wat het hier hom gegaan? Ek wonder in daardie oomblik, was hy spyt dat hy 'n ruk van tevore, toe die Here vir hom gevra het, bid saam met my, en hy het geslaap, en hy het nie maar net gebid nie, kon hy hierdie dinge verhoed het, kon hy hierdie dinge gekeer het, kon hy nie dalk anders opgetree het, maar nou is hy 'n verraaier, hy's 'n vlugteling, hy ontken die een, met wie hy so pas 3,5 jaar mee saamgestaan. Wat het deur sy gedagtes gegaan? Toe hy Jesus daar nie Via Dolorosa sien afkom, stikkend geslaan, besig om 'n kruis te dra. Wat moes toe deur hom gegaan het? Wat moes hy vir homself? Ek kan nie dink wat deur my sou gaan het. Hier is die man wat ek gesê het ek het lief, en hier is die man wat ek gesê het ek sal my lewe voor aflê. Maar toe die dinge kom, toe vlug ek, en ek verraai hom, en kyk, toe hom daar in die kruis op. Wat moes deur hom? Die moes seker vir hom gevoel het soos sy grootste mislukking. Hy het gefaal. Hy was toe nie wie ek gedink het. Hy is. Petrus was 'n trotse. Hy was 'n vurige man. En ek dink hier moes met Petrus gebeur. Sodat hy kon leer, hy is nie so cool soos wat hy dink hy is. Hy is nie so sterk as wat hy gedink het hy is. Hy moes deur hierdie proses gaan, deur hierdie seer, deur hierdie mislukking, om te besef dat genade is eintlik baie groot. Hy moes deur hierdie proses gaan om te besef, maar dis nie hy nie. Dit het niks, dis 'n oorgawe aan Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees. That's the only way you can keep standing. Dis die enigste manier hoe ek kan weerstand bied. Dis die enigste manier hoe ek staande kan bly. Dis die enigste manier hoe ek 'n oorwinning kan hê. Hierdie dinge sê myself, hy verlang, hy Petrus gedink, hierdie ding kan hy doen, hy het dit. En Petrus gedink, hy's iets besonders. En in een nag breek die Here dit af. En sy hele wêreld val op, hierdie platform skud. En ek is daarvan oortuig dat Petrus het soos die grootste mislukking ontmoet. Maar God was besig om hom voor te berei. God was besig om hom te snoei. God was besig om hom te vorm. God was besig om die pyl terug te trek, gereed om Petrus te lanseer. Want jy sien, Petrus se grootste mislukking word sy grootste oorwinning. Die oomblik toe hy besef, dis nie hy nie, maar dis Jesus Christus. Die oomblik met die uitstopting van die Heilige Gees op die dag van Pinkster, stap Petrus uit en hy gee sy eerste preek. En die woord kom tot vervulling van Matteus 16:11. En Jesus het gesê, ek sê ook vir jou, jy is Petrus. Jy is die klein rots, jy is die klip.
En op hierdie rots, hy, Jesus Christus, sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal ek nie oorweldig. Soms is jou grootste mislukking die ketting wat jou vooroor is. Daar was nou weer 'n Engelse woord wat ek weet nie hoe, miskien is die Here besig om 'n voorbeeld in Engels te verstaan. Slingshot. Sien ek is nie lekker die ding. Slingerveld is nie die regte. Ja, ek kry nie Afrikaans die konsep van die slingshot. Maar dit die beste is 'n boog. Dis daai pyl wat uit die boog uitskiet. Maar dit is gevoel. Ag God. Van heerlikheid tot heerlikheid, van oorwinning tot oorwinning. Dit wat die vyand jou laat dink het, is die einde, was eintlik die begin. Paulus, van vervolger tot apostel. Jong man, met 'n loopbaan voor hom, gerespekteer onder die geleerdes, onder die fariseërs, die skrifgeleerdes. Hy naam gehad. Hy was op pad iewers te heen. En hy was daar, toe Stefanus gestenig was. En met geweld het hy die kerk vervolg en hy gedink hy doen God 'n guns. Totdat hy sy Damaskus oomblik kry. Totdat hy ontmoeting gekry het met die Here. Jy sien, hier is die ding. Soms in ons lewe werk alles volgens plan. Volgens my plan. Dit werk. Dit loop soos warmstroop. Kyk man, jy moet warmstroop na 'n punt gooi, nou. Jy kan daai ding nie keer. Dit loop af. Alles loop reg en alles is volgens plan en alles is great. Jou lewe is lekker en dinge loop soos wat jy gedroom het dit sou wees. Okay, dis nou nie vir die vrouens. Jy het altyd gedroom jy sal met hierdie prins op 'n wit perd trou. Gebeur dit nou. Maar alles werk volgens plan, alles loop goed, alles werk mooi en die lewe is eerlik en die Here is wonderlik en jy is so trots op jouself oor dit wat jy bereik het en die dinge wat jy gedoen het en baie keer meet ons hierdie sukses aan God se seën en dit is skielik. Ruk die Here die mat onder jou en alles tuimel in mekaar. Alles val jy, bevind jou in die storm, skielik werk niks uit nie, alles loop verkeerd en dit voel asof jou drome daar die Here is en dit voel, Here, ek het gevra vir 'n prins op 'n wit perd en nou het jy vir my die duiwel self gegee. Wat nou? Here, hoe? Waar? En alles loop verkeerd en alles is skeef en jou planne staan nie hier. Net vir die Here om vir jou te sê, ek wil jou op 'n platform sit en vir jou openbaar wat is my plan. Wat is dit wat ek vir jou wil hê? Want jou plan gaan nie werk nie. Daai paadjie waar jy is, die weet daarvan is jy dood. Ek wil vir jou iets anders te gee. En he's rocking the boat. En dinge lyk nie lekker nie. En dinge is ongemaklik. En dinge maak seer. En dinge is moeilik. En jy kan nie verstaan nie. Totdat jy op 'n punt kan kom soos Paulus. En jy net 'n oorgawe maak. Sê, Here, nie my wil nie. Maar U wil, Here. Nie my plan nie. Nie met U plan nie. En dan skielik kom alles by mekaar. En dan is 'n nuwe begin. En skielik maak alles sin. En skielik val alles in plek, soos dit moet wees. En skielik is daar vrede, wat jy nog nooit verstaan het. Wat die Here sê, alles sal ten goeie wees, vir die wat my liefhet, en hulle wat aan my voordien. So soms werk jou plan nie, want God wil hê, jy moet by sy plan. Ja. Die laaste persoon, met wie ek wil praat en met hom sluit ek af, is Jesus Christus. As die gekruisigde, van gekruisigde na verlosser. Is die een van die Jode is tot vandag toe. En dis hoekom dit so maklik geval vir die Antichrist. Is dat hulle verwag 'n Messias wat hulle gaan kom vrymaak van hulle verdrukkers.
Hulle verwag 'n Messias wat aan hulle oorwinning gaan gee van hulle vyande en hulle vervolger, 'n Messias wat hulle gaan konings maak, dat hulle kan regeer. Maar toe Jesus kom, toe kom hy as die lam van God. Amen. As hy weer kom, kom hy as leeu, maar toe hy kom, en hulle het hom nie gesien nie, en hulle het hom nie herken nie, inteendeel, hulle het hom verwerp. En vir 3,5 jaar doen Jesus wonderwerke, mense word genees, en mense word bevry, en duisende het hom begin volg. Nie vir wie hy was nie, maar vir wat hy kon doen. Want toe hy vir hulle sê, maar julle moet deel aan my, julle moet my vlees eet en my bloed drink, was die saak vir hulle te moeilik. Jy sien toe daar 'n verwagting plaas, verloop hulle almal, en Jesus vra vir die klein groepie, wil julle nie ook maar gaan nie? En Petrus, waarna toe sal ons gaan, Here? Die woord van die lewe. So net 'n klein groepie het by hom gebly. En hierdie klein groepie het hulle hoop in hom geplaas. En daar sterf Jesus. En hulle hele lewe val uit mekaar uit, want hulle het hulle hoop in hom geplaas. En ek wil vanmôre sê, dood is 'n hartseer saak. Om iemand wat jy lief het aan die dood af te staan, is 'n hartseer saak. En nou, bo daai hartseer, is hierdie hopeloosheid, want die een en weer vertrou, die een weer hoop gesal, die een wat vir hulle die lewe moes gegee het, is nie meer daar. Miskien het jy dalk jou hoop in iemand gesit. Dalk het jy jou hoop op iemand gesit. En as jy dit gedoen het, is ek al vanmôre hier te waarsku met liefde. Daai persoon sien jy nie. Of daai persoon het jy bedrieg gestel. Die storm waarin jy jou nou bevind, is die feit dat jou hele wêreld vernietig, die mat is onder jou voete. Maar nou sê die woord, op die derde dag, staan hy op uit die graf, soos wat hy beloof het. En omdat die graf leeg is vanmôre, kan ek en jy staat maak op die feit, dat hy die ja en die amen is op elke belofte, wat in God se woord is. Hy is die ewige hoop, hy is die ewige lewe, en skielik maak alles vir hierdie disippels sin, en skielik maak van alles in plek, en skielik, vir die eerste keer, sien hulle wie Jesus werklik is, hulle sien die Messias, en hulle sien die oorwinning. Hierdie pad waar ons op stap is nie maklik. En Jesus sê in Lukas 13 vers 24, sê hy, ons moet hard stry. Hy sê, voordat sê hy dat die poort is nou, en die pad is smal wat hy ewigheid lei, en dan sê hy in Lukas, en jy moet hard stry. Dit is moeitevol om op hierdie pad te wees. En dis die hartseer van die prosperity preachers. Hulle vertel vir mense, kom jy net na die Jesus toe, die Bybel is nie waarheid nie. Daar is dit op die breekpad is, daai pad is aklig, hy's vol potholes, hy's vol klippe en dorings en distels. Jy moet op die nou pad, daai pad is geteer. Hy is glad, daar's nie opdraandes en afdraandes nie. Jy loop glad, hy loop mooi. Alles gaan met jou goed gaan en alles gaan fantasties wees. Maar die Here sê stry hard, want dit is nie 'n maklike pad nie. Ja. Want weet jy wat, die een ding wat waar is, daar is 'n klomp klip op daai breekpad. Dit is so. Waar dink jy kom die klippe vandaan waarmee jy gegooi word? Van daai klomp op daai pad. Dit is nie 'n maklike pad nie, stry hard. En nou sê Paulus vir ons in Efesiërs 4 vers 13, tot ons almal kan kom tot die eenheid van geloof en van kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. En dan sê hy in Romeine 13:14, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te volbring. Ja. Hierdie is nie so eenvoudig. Hierdie is nie so maklik. Dit is nie so maklik
om jouself te bekleed met Christus. Dis nie so maklik om hierdie pad te stap, sodat ek kan groei. Ek weet nie van vrouens, ek weet, het julle groeipyne vir julle kinders was? Pyne hierso, en die liefste, jy kan nog vir die loop doen. Ek weet nie of my ouers my geleef het, dat gesê dis groeipyne. Julle kyk my vreemd aan, nou as ek gewaar het, my ma en my pa vir my geleef. Of julle nie so lang geword soos ek. Prys die Here. Nou broer Rudy, hulle sal nie weet. Dis nie, om te groei is soms pynlik. Dis soms ongemaklik. En wanneer die Here sê, bekleed jouself met my, dan beteken dat so 'n opoffering wat ek gaan moet maak. Jy sien wat jy kan nie die Here aantrek nie. Daar is sekere goed wat jy van ontslaa moet raak. Daar gaan 'n tyd kom waar ek my kruis moet opneem en myself moet verloor. Daar is sekere dinge wat ek gaan moet prys gee. Daar is sekere dinge wat ek die Here moet toelaat om van my af weg te vat. Daar is sekere goed in my karakter wat hy moet wegstap en wegstuur. Soms is dit nie so erg nie. Soms is dit fyn skierpapier. Ander kere is dit met 'n vuil. Soms is dit met saag. Ander kere is dit met 'n cutting torch. As jy soos ek is, dan weet jy wat 'n cutting torch, wat die Here het allemaal aan my gesny. Maar dit is ongemaklik en dit is pynlik. Dis nie so eenvoudig nie. Maar dit is 'n proses waar ek deur moet gaan. En soms voel dit vir my soos 'n storm. Maar as ek en jy net 'n oorgawe aan die Here kan maak en op hom vertrou, my oë vestig op hom en sê, Here, wat is dit hier? Dan kan ek dalk besef dat daai is die platform na die volgende vlak. Na dit wat die Here wil hê. Sodat ek kan groei tot die volle mate en die volle grootte van Christus. Dalk is jy vanmôre in so 'n omstandigheid, in so 'n storm. En as jy dalk nie vanmôre een is nie, as jy kind van die Here is, die kans is goed, jy gaan in een kom. Ek weet nie vanmôre of die storm waarin jy jou gaan bevind of jy jou bevind, is dit enigste bevordering of van voorbereiding. Maar die een ding wat ek weet is God se liefde. Hy is daar met. Amen. Jy is nie aan die Here. Besig om jou karakter. Hy is besig om dit te maak sodat jy die beeld daaraf van sy seun. En dit mag soms verwoestend voel, en dit mag soms so finaal voel, en dit mag voel wat jy wil sê, ikabod, maar een ding wat ek vir vanmôre kan sê, Jesus het opgestaan, en hy leef. Amen. En omdat hy leef, sien ek kans. Yes. Hy is die anker wat my vashou. Ja. Ja. Ek het hierdie nag, ek slaap baie sleg Saterdag. Wat maak dit ek Sondagmiddag gaan slaap, wat maak dit ek Sondag aand ook sleg slaap? Saterdag slaap ek moeilik, want deur die nag bly God met my. Die hele nag as ek in my slaap, as ek wakker is, as ek slaap, ek is die hele tyd bewus van God se teenwoordigheid, waar God besig is met my, besig is met die Here, want as ek vir een ding kan sê is, ek het 'n absolute afhanklikheid van U. Ek weet nie waar ek staan, kan ek nie myself doen. Ek het die Here nodig. Amen. En vanoggend, op hierdie nag, bring die Here daai koortjie in my op ons het 'n anker. En ek het dit altyd gesing, ons het 'n anker wat ons vashou. Hoe op die lewe,
Die storm van die lewe om die siel om te vang. En vanoggend terwyl ek so half hakkel oor hierdie woord en ek wil dit daarin sit en ek gaan kyk en skielik lees ek dit anders. Dis hoekom dit belangrik is dat ek 'n vrou in my lewe het. Sy wys my waar my kom op in die uitdruktekens en daarvan te lees. En wanneer moet jy asemhaal? Daai dinge. Hy is ons anker. Wat ons is. Dis nie jy wat hom vas. Dis hy wat jou vas. Ek en jy te anker wat ons vashou. Hoe op die storm van die lewe oor jou siel. Amen. Hy is die anker. Ja. En ek sluit af met dit wat die tema van hierdie boodskap is. Hy is die hoop in vang. Hy is die hoop in die vang. Wanneer goed van hoopig lyk, is hy daar. Is hy die stabiliteit? Is hy die anker? Is hy die vrede? Is hy die rus? Is hy die openbaring? Dan weet jy wat? Die pyl moet eers agtertoe, voordat hy kan vorentoe. Maar die pyl is nie onderspanning. Dis die snaar wat onderspan. En dis die snaar wat die pyl vorentoe. En daai snaar, jy is die pyl en daai snaar is Jesus Christus. Wie steek jy met die pad? Hy is die hoop in die vang. Hy is die een wat jou vorentoe. Here ons Vader, dankie vir die kosbare woord. Dankie dat ons 'n hoop het. Dankie dat ons 'n anker het vanmôre. Iets waar ons kan vashou. Iets wat ons vashou. Want Here, soms is hierdie storm so erg dat dit my dreineer van al my kragte en ek maar hopeloos op die see se golwe so ronddobber. Maar Here, daar's 'n anker wat my vashou. Daar's 'n anker wat nooit loslaat nie. Ten spyte van hoe erg dit spat, is daar 'n anker wat vir my sê, ek het jou, ek het jou, ek het jou, ek is met jou. Hou vas, wees rustig, wees kalm. Want hy is die snaar wat agter my is, wat my vorentoe laat skiet. Vader, vanmôre weet ek, dat van die storms is daar, om my na 'n nuwe vlak. Ja. Die storm is nie die einde nie, dis net die begin. Ja. Want die woord sê, jy sal nie tot geboorte toe bring, en nie laat daar. Ja. Vader, ek eer U vanmôre vir die woord. Wees U die naprediker, mag U dit vasmaak en elkeen wat dit gehoor het, Here. Ja. Vir hulle wat vanmôre hier sit, vir hulle wat inskakel, dat hulle die woord sal hoor en weet daar is hoop in wanhoop. Daar is oorwinning in mislukking. U sal alles ten goeie laat meewerk. Ja. Vir hulle wat U liefhet, vir hulle wat na U voorneem is. Vir hulle wat die gebooie het, vir hulle wat die gebooie liefhet. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Hou hoop, hou goeie hoop. En as jy in 'n storm kom, just remember, God's busy preparing a platform to slingshot you and maybe go and maybe go. Kom ons staan. Daar's iets wat ek vergeet het. I am redeemed by love divine. As ons dan klaar is, daar gaan vir broer André vra om ons die diens af te sluit met gebed, as die Here dit op die hart lê om te saai vir sy koninkryk, dat U dit so sal doen, en ek weet die Here sal U seën